Dames en here, seuns en dogters, welkom terug by Wiskunde in Woede. Hierdie is episode 30 en ons praat oor gedeeltes van 1. Ons kyk in hierdie episode na wat is 'n breuk. Maar voordat ons aangaan met dit, wil ek vir jou 'n demonstrasie doen. Kyk 'n bietjie na wat gebeur wanneer ek vir jou hierdie sin lees. Hy het op die bank gaan sit. Wanneer ek vir jou daai sin lees, is jy besig om aan so iets te dink. Wanneer ek vir jou hierdie sin lees, hy het sy geld by 'n bank inbetaal, dan is jy besig om aan so iets te dink. Dieselfde woord beteken twee totale verskillende dinge. Hierdie sinnetjie gee vir jou daai idee en hierdie sinnetjie gee vir jou daai idee. Op dieselfde manier is daar dinge wat ons in wiskunde skryf wat twee verskillende goed kan beteken. Hierdie manier waarop ons breuke skryf. Hierdie ding, dit kan twee verskillende goeders beteken. Dit kan eintlik 'n hele paar ander goeders beteken. Maar vir wat ons nou doen, wil ek hê jy moet besef, ons is besig om te praat oor gedeeltes van 1. Die ander ding waarvoor ons hierdie notasie gebruik, hierdie manier waarop ons dit skryf, die ander ding waarvoor ons dit gebruik, is vir verhoudings. Reg? Wat ons nou bespreek is gedeeltes van 1. Ons gaan nie nou bekommer oor verhoudings nie. Ons kom later daarby uit. OK. Asseblief, hou dit, wees bewus daarvan, want dit vang jou wanneer jy in graad 8 begin en jy kyk na hierdie en jy dink jy is besig om te werk met 'n breuk, maar jy is nie. So die manier hoe jy dan dink, dan sukkel jy en die wielietjies val af. Reg. Met dit gesê, wat is 'n breuk? Wel, soos wat die woord sê, jy het iets opgebreek. Maar dis nie net opbreek in stukkies nie. Dis nie sommer net stukkies opbreek nie. Dit is gelyke stukke opbreek. Wanneer ons praat van iets wat in wiskunde opgebreek is, dan praat ons van 'n ding wat in gelyke stukke opgebreek is. Soos hierso. Daar het jy een van twee stukke. Hier het jy een van twee stukke. Saam is dit 'n hele ding. Hierso, een van 3 gelyke stukke. Saam is dit 'n hele ding. Daarso, een van 4 gelyke stukke. Saam is dit 'n hele ding. En hier, een van 6. Saam is dit 'n hele ding. Reg. Nou, wat gebeur wanneer ek net hierdie pad uitskryf? Ons dit daarso eers sit. Daarso. Reg. So, wanneer ek vir jou hierdie skryf, wat dit beteken is, ek het een van 'n ding wat in 9 gelyke gedeeltes opgebreek is. En weer 'n keer, kyk na wat ons vroeër behandel het. Daai is die ding wat jy bymekaar tel. En daai is jou produk. En nou gaan julle vir my vra, ja maar wag 'n bietjie, hoekom is die produk groter as die opteller? En die antwoord daarop is doeteenvoudig, want jy is besig om te praat van iets wat 'n gedeelte van 1 is. Kyk wat gebeur wanneer ons 'n voorbeeld vat soos ja. Daai. Reg, so basies waarop dit neerkom as ons kyk na wat ons gedoen het in langdeling. So, hoeveel keer kan ek 3 by homself tel voordat ek by 7 uitkom? 2 keer. 2 plus 3
2 keer 3 is 6 en daar bly 1 oor. Jou res is 1. Wat jy daar so eintlik sê is, jy het 1 van 3 oor. En dan kan jy nou gaan en jy kan gaan skryf 7 van 3 is in balans met 2 en 1 van 3. Wanneer jy hom so sien, dan praat jy van iets wat 'n gedeelte van 1 is. Met ander woorde, hy is kleiner as 1. Wanneer jy iets soos hierdie sien, waar jou produk groter is as jou opteller, dan praat jy van 'n ding wat groter is as 1. En as jy hom so sien, waar jou produk en jou opteller dieselfde is, dan praat jy van iets wat 1 is, wat in balans is met 1. So kom ons kyk nou 'n bietjie na hierdie voorbeeld. Reg? Daai 13 oor 9. 13 van 9. So wat jy daarso sê is, hoeveel keer kan jy 9 by homself tel voordat jy iets groter kry as 13? En daar is dit weer 'n keer 1. Trek af. 4 bly oor, met ander woorde, jou res is 4. Reg. En daar sit jy nou weer 'n keer in 'n situasie waar jy kan gaan sê, wel, eintlik is dit dan een hele ding met 4 van iets wat in 9 opgebreek is. Reg. Nou in breuke het ons hierdie. Daai is 'n egte breuk. Dit is 'n egte breuk, want daar is net minder as 1 geskryf. Hierdie is 'n onegte breuk. Want daar is meer as 1 geskryf. Wanneer jou produk groter is as jou opteller, dan het jy 'n onegte breuk. Wanneer jou produk kleiner as jou opteller is, het jy 'n egte breuk. Want daarso, dis 'n suiwer breuk. Suiwer. Hierso is dit nie 'n suiwer breuk nie, want jy het heel gedeeltes en 'n breuk. Ek hoop dit maak vir julle sin. En dan wat breuke betref, dis omtrent alles wat ek kan sê op hierdie stadium vir julle. Reg. Ek hoop julle het iets geleer. Ek sien julle in die volgende episode. Totsiens.